net 'n opsomming vir julle, oor waar ons nou al trek met die hele storie van Korintiërs. Vanoggend se naam is Christelike Styks, al dis 'n woordjie styk. Ons het gesê, die dinge wat in ons lewe in die gang is, wat nie nou hoor, die moet ons uitkry, maar die manier om dit uit te kry is, wees rustig in die guns en die genade wat jy ontvang het van God. Jy is sy geheiligde, al maak nie foute. Die eerste ding is gekyk met eenheid en ons gesê om eenheid te verseker in enige gemeenskap moet die fokus Christus wees. As hy die fokus is, kan ek nou nou tot praat met jy nie mee saamstem nie. Sy kan slegte motiewe hê, iets okay. As die fokus Christus is. As die fokus nie Christus is nie, dan maak jy die goed directions en dan sal jy nie eenheid hê. In die volgende week het gesê, seksuele misdrywe pas nie by Christene nie. Ons is duur gekoop, sê Paulus, dit maak saak wat ons lewe doen. En dit maak saak wat ons met ons hele lewe doen. En ons werk is nie om vingers te wys na die mense buite die liggaam nie. Ons moet hulle lief hê tot hulle deel van die liggaam word. Ons deel is om ons politiese sissies wat in openlike sonde lewe in liefde aan te spreek en vir hulle te sê, hoort nie so nie, ons maak die dinge reg. Want Paulus sê, as jy net goed los wat nie reg is nie, is dit so suurdeer. Sê ooit fees in die kerk. Die week daarna het ons gekyk na huwelike en enkelopendheid en egskeiding en al die van dinge. En gesê, huwelik is 'n prentjie van God en sy verhouding met die kerk. Dit is 'n baie beautiful prentjie wat ons het. En ons het die voorreg om daai prentjie vir die wêreld te wys. En daarom maak dit saak, weet jy, hoe die huwelik lyk. En dan is redes vir egskeiding, dis al goed, maar dit gesê Christene hoort te skei. As jy met mekaar uitgaan, probeer versoen, dis nie versoen by iedere lief. Paulus het gesê, daar's 'n genadegawe wat jy ontvang, om enkelopend te kan wees. En as jy dit ontvang het, is dit 'n amazing ding. Want jy kan al die tyd en al die aandag en energie spandeer aan God en sy dinge. Hy sê wel, as jy dit nie het nie, beter trou jy. Want anders dan gaan jy dalk 'n versoeking kom. As jy brand van die lus te sê, trou jy, dis baie beter om trou as om brand. Hierdie week kyk ons na die volgende saak wat Paulus gaan spreek, en dit is die vraag oor dat hulle gaan vra, wat is van offervleis, wat er offergaaf voorgevonden is. Met ander woorde, in watter mate mag ons meedoen aan goede wat ander mense gebruik in hulle godsdienst? En daarvoor gaan ons vandag nog by heel wat lees, dit is 3 hoofstukke. Begin met 1 Korintiërs 8. En met betrekking tot die offervleis aan die afgode weet ons, dat ons allemaal kennis het. Die kennis maak opgeblaas, maar die liefde stig. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie. Maar as iemand God lief het, die word deur hom geken. Dis amazing. Paulus sê, ons gaan nou praat oor die kosding wat julle graag van wil weet. Maar voor ons begin met die kosding nog, hier is wat julle moet weet. Almal van ons het kennis. Almal, ons nie klop, stoeke mense met mekaar. Almal weet iets. Maar voor ons gaan dit neer, wat is nou die regte ding om te doen hierso? Elke is opinie. Die belangrikste ding is liefde. Staan voor. Dis waar ons begin. Party mense dink hulle weet 'n klomp goede en baie weet is nie 'n probleem nie. Kennis is 'n goeie saak. Maar hy sê as jy nou 'n bietjie dink jy weet bietjie te veel raak het 'n opgeblaasde storieetjie. En hy sê liefde stig. En ek het net hierdie ouelike prentjie in my kop van stig beteken bou en ander vertalings gebruik ook bou en ons praat van bulskap. As iets bou of stig beteken dit kom tot stand, dit staan daarso. Dis 'n stewige prentjie in my kop. Opgeblaas as jy netjie wat rondvlieg, soos 'n ballonnetjie op en af en die plek vol. Dis wat kennis doen. Dis hierdie dingetjie. Liefde is 'n ding wat staan, is 'n ding wat bou, staan vastig. En Paulus sê ons moet mekaar lief hê, want dit bou op, dit maak iets staan vastig voor ons begin stry oor en so. Wie weet die meeste of wie weet die regte ding om te doen. Liefde is belangriker as wie reg en verkeerd is met God se koninkryk. En ek dink dit skakel ons om al by die eerste instelling van eenheid. As Christus die fokus is, kan nie maar verskille wees, dit's okay. Behoort nie die eenheid te breek nie. Wie eens hierdie te doen met mense wat openlik in sonde leef, en die sê, maar dit ons verskil is okay, liefde kan alles. Is nie dit nie? En sê net, as daar verskil is tussen mense en as opinies of dogmas of goede, dis okay, as ons op die pad van heilig maak, maar die grap is, die belangrikste is liefde, dis ons gaan begin. Okay. Vers 4. Wat in die eet van afgods of offervleis aan die afgode betref,
weet ons dat afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe een. Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of die aarde is, soos daar baie gode en baie Here is, tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is en ons tot hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is en ons deur hom. Die kennis is egter nie in almal nie, maar sommige nog altyd bewus van die afgod, eet dit as 'n afgodsoffer, en hulle gewete wat swak is, word besoedel. Maar die voedsel bring ons nie nader by God nie, want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet nie, ly ons geen gebrek nie. Maar pas op, dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Want as iemand jou wat kennis het aan tafel sien in 'n afgodstempel, sal sy gewete, as hy 'n swak man is, nie aangemoedig word om van die offervleis van die afgode te eet nie, en moet die swakke broer vir wie Christus gesterf het verloor gaan deur jou kennis. Maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is seer te maak, sondig julle teen Christus. Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek eerder in die ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. 'n lang storieetjie. Daar's groepe mense. Daar's 'n klomp mense hierso wat sê, ons is vry in Christus, ons kan eers op ons wil, en hy sê dit is stil. Jy is vry in Christus. En daar is geen ander God nie, sê. Dis hoekom die mense sê hulle is vry. Die mense sê, daar's een God, ons erken een God. En dis die waarheid. Daar is ander gode nie, so om te sê, daai vis is 'n godsin, is nie waarheid, maar daar is nie God nie, so vir wie se vleisies. Daar is nie God nie, daar is geen God. Ons is vry met dit wat ons wil. Die tweede groep mense sê, ons kom uit afgodsdiens. Ons het op 'n stadium vleis gevat en geoffer aan iemand wat vir my 'n God was. So nou is dit nie meer daar nie, ek is nou by die enige God, maar as ek nou gaan en ek doen daai vleis wat laas nog my God was, en as nou wat dit voel soos verraad, ek kan nie daarmee met vereenselwig nie. Dis die twee groepe wat hier in die gang is. En vers 8 sê, het gaan net oor die kos nie. So jy dan kyk van my aan sê, die voedsel bring ons nie nader aan God nie. Dit vat nie nader nie, bring nie verder nie. Het gaan nie oor die kos nie. Nou as dit dan nie oor die kos gaan nie, wat is die probleem dan? Die probleem is, hoe die twee groepe mense met mekaar handel. Dis wat die probleem is. En dit is hoe Paulus begin hierdie hele gesprek met die belangrikheid van liefde. Maar die kos sê is nie die issue. Hy sê wat ons moet voor oppas, is dat ons opinie van wat in die gang is nie, of wat die regter is, moet nie 'n struikelblok word vir wat ek met jou saamstem. Ja, jy is vry in Christus, ja, wat jy dink is goed, geen probleem sê, maar as jy daar weer jou boetie se gewete om laat pla, dan los die styk uit. As iemand jou in twyfel trek oor Christenskap, of wat hy dink, op grond van die styk wat jy eet, dan moet jy miskien daai styk eet. In vers 9 het Paulus gepraat van die reg, of die vryheid wat hy het. En hy praat van die reg wat jy moet doen wat jy dink jy kan doen. Jy dink is 'n goeie ding. En nou gaan hy voort, en hy praat van, hy verwys aan die voorbeeld uit sy eie lewe om te sê, ek het regte, maar vir julle onthaal het ek die regte opgegee. Dis die volgende wat hy so praat. En so kom ons dan by hoofstuk 9, vers 1. Is ek nie 'n apostel nie? Is ek nie vry nie? Het ek nie Jesus Christus ons Here gesien nie? Is julle nie my werk in die Here nie? As ek verander geen apostel is nie, is ek tog seker vir julle, want julle is die seël op my apostelskap in die Here. My verantwoording aan die wat my beskuldig is dit. Het ons dan geen vryheid om te eet en te drink nie? Het ons dan geen reg om 'n suster as vrou met ons rond te neem, net soos die ander apostels en die broers van die Here en Cephas nie? Of het net ek en Barnabas geen reg om die harde arbeid na te laat nie? Wie dien ooit as soldaat op eie koste? Wie plant 'n wingerd en eet nie van sy vrug nie? Of wie pas 'n kudde op en geniet nie van die melk van die kudde nie? Sê ek dit miskien menslikerwys?
of sê die wet dit nie ook nie? Want in die wet van Moses is geskrywe, ons wat gaan dors, mag jy nie muilmand nie, die Christen mond toe bind nie. Is dit miskien oor die osse dat God ombekommer? Of spreek hy inderdaad om ons ontwil? Ja, want om ons ontwil is dit geskrywe, omdat hy wat ploeg, op hoop moet ploeg, en hy wat dors, op hoop, op wat hy hoop, deelagtig te word, en hy wat dors, op hoop, op wat hy hoop, deelagtig te word. As ons vir julle die geestelike gesaai, is dit 'n groot saak as ons julle stoffelike goed maai. As ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie. Ons het ewenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie, maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. Weet julle nie, dat die wat met die heilige dinge werk, uit die heiligdom eet nie, en dat die wat met die altaar besig is met die altaar deel nie, so het die Here dan ook vir die wat die evangelie verkondig bepaal, dat hulle van die evangelie moet lewe. Maar ek het van geen een van hierdie dinge gebruik gemaak nie. En ek skryf dit nie met die bedoeling dat dit so met my moet wees nie, want dit sou vir my beter wees om te sterwe as dat iemand my roem sou verydel. Want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, want die dood is my opgeneem. En wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Want as ek dit vrywillig doen, het ek loon, maar as ek dit onwillig doen, is 'n redmeesterskap aan my te vertrou. Watter loon het ek dan? Dat as ek die evangelie verkondig, ek die evangelie van Christus kosteloos bring, om nie van my reg die evangelie ten volle gebruik te maak nie. Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, om soveel van hulle as moontlik te win. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jood te win. Vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder die wet is, soos een sonder wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder wet is te win. Vir die swakkes het ek soos 'n swakker geword om die swakkes te win. Vir almal het ek alles geword om in alle geval sommige te red. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou aan alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie die lig slaan nie. Maar ek bestry my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek verander getrek het, self verwerklik sou wees nie. Kyk, hele lang storie. Basis van Paulus het ooit aan die aanvang is, hy het hierdie reg gesê, hy is apostel, hy het Jesus Christus gesien, hy het die gemeente daar begin, hy is vry, sê hy, van almal wat hy is vry. En party mense in Korinthe het daarvan gesê, maar, kyk wat eet jy goed, kyk by die kuier, kyk waar sit jy, kyk weet julle saam met julle, hier is 'n klomp vrouens met julle saamsleep, Paulus was nie getroud nie, maar hy van sy medewerkers was, en Paulus wys dit ook daarby, sê die, volgens die Bybel moet mense wat van voltydse bediening is, daarvan kan lewe. Iemand moet vir hulle geld of kos of huis of wat ook al is wat hulle nodig het gee, sodat hulle soos ander mense kan lewe. En hy praat eers van die osse wat die nie sy mond mag toebind as hulle op die land werk nie, en hy praat van die mense wat in die tempel werk, en sê hulle eet van die tempelse kos. Mense wat die offers bring, hy sê nie offer ding werk, jy kan van die kos eet, dis hoe die Here bepaal dat hy vir hulle sorg. En vers 5 sê dit rond uit, die Here het so bepaal. Ander vertaling sê die Here het beveel, Engelse vertaling sê die Here het beveel, die wat die evangelie verkondig moet daarvan kan lewe, dis wat Paulus sê, dis die reg wat ons het. Dit is ons reg, Bybel sê so. As jy wonder hoe mense in die bediening aan die geld moet lewe, met jou geld, dis hoe moet lewe. En dis die reg en sê Paulus, dit is van die Bybel, maar, weet julle wat sê Paulus, ek het nie die reg gebruik nie. Ek het die reg wat God vir my gegee in die Bybel, en wat in die Ou Testament ons kon die voorbeeld sien en leer daai reg het ek nie gebruik nie, om die hele onthaal nie. Ek wil nie iemand 'n misverstand wees nie. Ek doen dit nie vir die geld nie. Ek wil nie eers, as julle hierdie brief vir my lees, dink dis oor die geld nie, dis nie ding nie, sê Paulus vir hulle.
En ek het besluit om eerder my eie geld te verdien. En in vers 19 sê hy is vry, maar uit liefde maak hy homself diensbaar aan almal. Vir die Jood word hy soos 'n Jood, vir 'n ou wat wetties is, word hy wetties alhoewel hy self onder die wet is nie. Vir die wat in vryheid lewe, lewe hy saam met hulle in vryheid. Vir die wat swak is, sê hy, gaan ek na sy vlak toe. Vertel nie waar hy is nie, gaan na sy vlak toe en bedien hom daarso. Hy het vir verskeie mense geword wat hulle nodig gehad het, sodat hulle kon red sê. En hoekom? Want dit gaan nie oor die straf nie. Dit gaan oor die liefde. Dit gaan nie oor die vleis nie. Dit gaan nie oor waar sit jy nie. Dit gaan nie oor, dis nie goed wat net die punt is nie. Dit gaan oor die liefde. Dit gaan oor hoe om mense te kry met die groot liefde. Hoe te kry met God. En Paulus gebruik sport om te verduidelik nogal. Hy sê, as jy 'n sportman is, dan jy 'n doel voor oë. En ek sê dit aan iets soos 'n Olympiese atleet, of ou wat beoog om 'n Olympiese atleet te wees. Hy weet, hier is 'n kwalifiserende tyd, ek het 4 jaar voor die volgende Olympiese spele. En in daai 4 jaar sê hy, ontneem jy jouself goed in. Jy kyk na die goal en jy sê, ek moet vrek vinnig kan hardloop. Ek het nog nooit so vinnig hardloop te kwalifiseer nie. So jy begin met jouself goed ontneem, jy ontneem jouself van die chockies. Jy begin gesond eet. En jy begin oefen, en jy staan tye op wat jy nooit opgestaan het om te gaan oefen. En jy gee geld uit vir coaches en goed wat jy nooit voorheen moes gedoen het nie. En jy maak 'n plan hoekom wat jy te doel voor oë. En Paulus sê ek het 'n doel voor oë, om soveel as moontlik vir Christus te wen. En met daai doel voor oë sal ek iemand die regte gekry by God self om weer dinge te kan doen. Sal ek opgee. Om te maak dat ek die doel uitkom met as mense by Christus. So hierdie is jy so geskakel met die res van die voete. Elke se ding is as die fokus Christus is, dan maak dit ons sin om in liefde God te gee, al sy reg. Om mense te help om by God uit te kom, of nader aan God te groei, of wat hulle ook al nodig het na omstandighede. En hierdie is dink ek 'n deel van hoekom ek en hy besluit het, ons gaan nie geld opneem in ons bediening nie. Ons het geld nodig. en almal weet dit. En as jy dit nie geweet het, dan weet jy dit nou. Maar ek weet nie, mense moet met vinger wys na ons as die hele doen vir geld. Want as daar een aanklag is wat ek hoor van my kerk, is dit kerk praat oor geld en dag. En ek stem saam kerk en hoor baie oor geld te praat. Ek dink hulle moet. En ek voel sommer sterre, ek gaan hulle binnekort doen. Maar ons het besluit om nie te doen, dat mense nie 'n vinger na wys en sê, julle doen vir geld. Dis een ding. En die ander ding is, ons sal graag hê, mense moet in die vryheid lewe wat ons in Christus gebring het. Ewen met geld. As jy nou geld nie wil gee nie, is jy baie welkom om 'n ander plek te gee. Jy moet gee, somewhere. En probleem is wat jy nou doen, is my antwoord vir die meeste mense. Maar, ek gaan nie vir sê waar, maar dit is dit tussen jou en God. So dit ons nie geld opneem, is dit jou besluit, jy besluit wat jy daarmee doen. En ons gaan aan met wat ons doen. En as daar is, dan is daar, as daar nie is, dan lei ons 'n bietjie, maar ons bring wat ons moet doen, ons doen wat ons moet doen. En God sorg vir ons nog die hele tyd. Ons nog nie 'n dag oor gaan slaap of in die stof geslaap het. Kyk, so Paulus sê, hy gee regte op vir die voordeel van mense, want hy het die doel voor oor. Dit is nie 'n probleem om 'n liefde goed op te gee, wat reg is eers. In Korintiërs 10, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het nie gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg of hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na die slegte dinge soos hulle begeerig was nie, en wees ook nie afgodsdienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is. Die volk het gaan sit, om te eet en te drink, en het opgestaan om te speel, en laat ons nie ignoreer soos sommige van hulle gehoreer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle dit gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle murmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom.
Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die tyd eeuwig gekom het. Daarom, die meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Paulus sê, want jy gaan kyk na die Ou Testament, sê, daar is 'n klomp voorbeelde van dinge wat daar gebeur het, en hy sê, dit is gegee sodat ons voorbeelde kan hê en kan leer daai. En die preekies wat hy vertel, van die stories wat hy daarvan vertel, is die Israeliete was God se kinders, sê hy. Hulle het die regte dinge gedoen, hulle het geestelik, almal dieselfde kos gekry geestelik, dieselfde geestelike drank gedrink, almal gedoop in Moses, en dit was amazing om te sien dat iemand in daai tyd die rots wat uiteindelik al vasgehou, daar was dit beteken. Christus het dit al klaar, Christus vasgehou. In elk geval, ten spyte van alles wat reg gelyk het, was God ongelukkig met 'n klomp van hulle, sê hy, en is 'n klomp van hulle dood op allerlei maniere. Hoekom? Want hulle monde en hulle rituele en goedheid gesê, ons is God se kinders. En hoe hulle geleef het, dan is baie vertel. En hulle het verval in die vlakheid van sensuele en seksuele plesiere, toe die kerkleiers hulle rug draai. Moses is net braai berg op, jy kan dit net nie dink. En julle, ons is, ek het altyd gedink, jy kan nie glo Israeliete nie, hoe stupid wil hulle wees? Die Here doen wonderwerke, en dan loop Moses 5 tree in die bos, en dan draai hom 'n bougoue af. En ons lyk dieselfde. Ons lyk dieselfde. En my gunsteling voorbeeld in my eie kop is die ding van goeie ou boere troues. Hulle kan nie wag dat die dominee loop nie. Moet sy dominee loop en maak hy partytjie double clutch. Dat is 'n chaos. So wat die dominee daar is dit een storie. En ek onthou dat ek later was in stadions en rook voor die kerk. En dan was ons job dat hy stap in die kerk in, want hy was tyd gekry, is sigaret oor hy lintel gaan dan so. Hierdie kant is cool, daai kant die Here is. So, hierdie was die probleem gehad. Hulle kloep al die regte goedjies, maar as mense nie kyk nie, dan is dit 'n ander storie. En God het dit nie gelyk nie, hy het dit uitgehaal. So, as hy sê God se kind is, moet jy seker maak, jy staan op vaste grond, jy moet seker maak dat jou godsdienstige rituele nie soos een ding lyk en jy lewe soos ander ding nie. En jy gaan nie as jy skuld kan wegkyk en sê, ekskuus, ek kon nie keer nie, sê, en vers 13 sê, God is getrou. Hy gaan nie toelaat dat iets oorval wat jy nie kan weerstaan nie. Maar wat ek te sê, gaan hy vir jou, saam met hierdie ding wat jy in 'n versoeking insleep, gaan hy vir jou 'n uitkoms gee. Jy kan dit doen. Kyk, ons gaan aan met vers 14. Daarom, my geliefdes, vlug van die afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan een brood. Let op Israel na die vlees. En die wat die offers eet, nie gemeenskap met die altaar nie. Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is, of dat 'n afgodoffer iets is? Nee. Maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer, en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hê nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as hy? So hierdie prentjie wat aan die volgende ene kant is nog prentjies uit die Ou Testament uit. En van nou vir die offers en nou wat ons nou doen die verbondsmaal. Hy sê as ons die verbondsmaal eet, dan erken ons is deel van Christus, deel van sy liggaam, en ons is deel van mekaar, ons is een liggaam. Dis wat ons erken as ons hierdie verbondsmaal eet. En hy sê, iemand wat by 'n altaar iets aan 'n God offer, deel op 'n soortgelyke manier met die God daarso. En as dit nie die ware God is nie, dis interessant een, dan is hy besig met 'n demoon agter die afgodsdiens. So hy sê, dit gaan nie oor die broodjie en die wyn, dit gaan met die vereenselwiging, met wat jy daar nie gaan het nie.
En oor daai rede kan jy nie jouself vereenselwig met afgode goed nie. Want jy kan nie die beker van twee goed drink nie. Jy kan nie, die beker drink sê, ek vereenselwig met God, en hierdie goed van die afgode doen en sê, ek vereenselwig met die goed van die afgode nie. Jy kan dit nie doen. Hierdie is jaloers, en gaan nie die eer wat hom toekom met ander deel. En as jy meedoen in sulke rituele of gebruike van ander gelowe, dan is dit presies wat jy doen. Vers 23. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. Is net weer hier in die middel enkie, Paulus het dit ingooi van, wat is die belangrikste? Liefde is die belangrikste, dit stig. Al die goede wat ons sê, wat is okay, maar het stig nie. So, het gaan oor liefde en ons mekaar kan opbou in liefde. En dit sal gebeur as ons regte opgee vir mekaar. As jy die voordeel van ander soek, dan gaan dit gebeur. Dan vers 25 is 'n opsomming van die hele storie met mekaar sluit. En dit sê, eet alles wat aan die slaghuis verkoop word, sonder om navraag te doen, terwille van die gewete. Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. En as een van die ongelowiges julle nooi en julle is gewillig om te gaan, eet dan alles wat julle voorgesit word, sonder om navraag te doen, terwille van die gewete. Maar as iemand aan julle sê, dit is afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, terwille van hom wat dit te kenne gegee het, en terwille van die gewete, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Ek bedoel die gewete nie van jouself nie, maar van die ander, want waarom word my vryheid geoordeel deur 'n ander se gewete? En as ek iets met danksegging geniet, waarom word ek belasting oor iets waarvoor ek dank? Of julle dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie, net soos ek almal en alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. Wees my navolgers, soos ek ook van Christus is. Hier is die hele opsomming van die storie, want lyk soos maar Paulus sê dan nou net, eet met jy lus en nou sê jy, maar moenie, jy kan nie altyd doen. Kijk, die spreek die storie verstaan wat hy sê. Hy sê, moenie deelneem aan gebeurtenisse of rituele goede waar gode geëer word nie. Dit sê nie weer vereenselwig, jy kan nie met twee goede vereenselwig nie. Hy sê, as jy gaan styk koop, moenie worry oor wat vandaan kom nie. Moenie vra nie, eet die goed, God het gemaakt, eet die goed. Hy sê, as iemand jy oorloop vir ete, en die ou ken nie eers die Here nie, eet die kossies, eet die styk wat hy vir jou gee. As jy daar kom, wel, en die ou sê vir jou, hoor die so, want jy geweet, hier is nie Christus styk nie, is aan ou so styk nie. Dan, het daar ou 'n probleem met die ding, en jy gaan sy gewete seën maak, en hy sê, moet jy dan liewers nie doen, die klosse styk nie. Gaan eerder vir die lekker bitternet en couscous slaai met kersies. Dis goed, en gaan sy gewete plan. En die opsomming van die storie is, geniet jou vryheid in Christus. Eet die goed, moet nie vra nie. God het kans gemaak, sê, eet dit. Maar, laat jou in liefde lei, waar jy ander mense gewetes moet ag neem, en sy gewete moet spaar. Want dit is beter om 'n liefde op te gee, nie omdat het verkeerd is nie. Dit is beter om op te gee uit liefde, sodat daai ou se gewete nie seer kry nie, en dat hy nog steeds nader aan God kan kom. Die praktiese dinge van ons lewe, jy, maak saak. Duidelik. So hou jou oogies oop vir wat jy toelaat en wat jy doen in jou lewe, en moenie dat die vryheid jou in verkeerde dinge inlei. So dit maak nie saak wat die goedjies is nie, gaan nie wat eet of drink nie sê nie. Dit sê of jy eet en of jy drink en of wat jy ook al doen alles tot verheerliking van God. En as jy jou vryheid in Christus reg gebruik, is dit presies wat gebeur. As jy geniet het, dan is vry. En dit bring eer aan God. En dit laat nie met ander mense struikel. En as jy nou vanoggend sit en wonder oor waar ons is nie so lekker met afgode diens goed in ons lewens deur mekaar nie, dan is daar baie goedjies wat sulke stappies kan onderval. Dink aan goed soos kulturele toere, mense vat, of nog te kyk, of daar is baie kulture in ons land wat se kos en se goed ingeskakel is met hulle godsdiens of gebruike en goed soos die Indiese goed wat doen, en ons alfabet ook, en wat alfabet ook. So ek moet vir die antwoord sê, ek moet vir sê, dit maak saak die goedse wat is.
So gaan dink oor wat dit is dit ding wat jou vryheid kan geniet te hoor by die Heilige Gees? Of is dit 'n ding wat 'n direkte afgodsding is, wat dit moet sidestep? En dan is daar ding wat jou hart oorskoon voel, van jy kan dit doen, geen probleem nie, sê Paulus, as jy gebed is skoon by God. Maar as daar ander probleem is, dan los dit uit. Ons moet seker besluit te maak as lewe oor neersigtigheid ek en van wat gaan ons doen met goed soos drank? Gaan ek voor mense wyn drink? Nee. Dit is goed in die oorwinning, is belangrijk. Dit laat alle mense nader of verder van God wees. En in liefde moet ons die wysheid hê om te besluit wat gebeur met goed. Kom ons sê ietsie vir die Here met geboeke oor. Here, dankie dat u woord waar is en dat ons onsself kan anker in u woord en kan nie net anker in die Here, maar dat ons lewens kan inrig volgens dit wat ons daar sien. Dankie vir die vryheid wat ons het in Christus en dat dit nie net woord en wet en kennis is nie, maar dat u iemand gesê het, ek stuur my gees, dis veel beter dat ek gaan, ek stuur my gees om julle te lei en te leer in alle waarheid. En dat die dinge wat eers in die woord oor die staan, dat ons daardeur of daarin wil lei en wil leer. Sodat ons lewens optimaal kan leef in vryheid en in die goedheid en in die guns en in die voorsiening wat u vir ons gebring het in dit alles. En terselfdertyd u naam die eer bring wat toekom. En terselfdertyd vir die wêreld 'n prentjie skets van hierdie amazing God wat ons het en dat hulle daarop kan raak sien. En ek bid vanoggend vir elkeen van ons Here wat hier is vir die wysheid om te kan onderskei. Dankie dat ons die stem kan hoor. En vir die wat dit 'n nuwe ding vir is, Here, ek bid dat u vir hulle sal seën en sal net bevestig van hulle kan u hoor. U Gees is in hulle. En dat mense sal gewoond raak aan die praktiesheid van met God praat deurlopend. En vra en leiding vra en net ons lewens oorgee, Here, om gelei te word. Maar dankie dat ons 'n vaste standaard het en dat ons alles kan meet. Ons waardeer die woord wat u ons gegee het. En ek vra dat u ons ook die moed en die guts sal gee om in omstandighede waar ons weet ons is reg, ons reg op te gee, as dit nodig is, sodat mense nader aan u kan kom. U het die reg opgegee vir ons. U het die godheid neergelê en mens geword vir ons. En help ons om daai voorbeeld te leef in ons lewensdiensbaar te maak vir baie. Ek kom seën elke voor my vanoggend weer in die naam van Jesus Christus met elke seëning in die hemel wat ons is in Christus. Ek bid dat u dit sal deurwerk in die praktiesheid van hulle lewe en dat hulle elke belofte van u in hulle en oor hulle lewe sal ervaar as waar. Ek vra dat die engele sal bevel gee en gaan met elkeen van ons om saam met ons te gaan in die week te kom en dat die ons sal veilig terugbring in die bestemde tyd. In Jesus se naam. Amen.